Goeienaand aan julle elkeen en baie welkom hier in ons sitkamer vanaand vir ons aanddiensgeleentheid. Ek hoop dat dit met jou en jou geliefdes goed gaan, dat julle onder die omstandighede nog kop bo water hou en nie te veel voel of julle deur die maalkolk ingesuig word nie. En ek hoop dat hierdie tyd saam ook vir jou geleentheid kan wees om asem te skep, om bewus te raak van die Here se teenwoordigheid ook in hierdie vreemde tye wat ons maar nog steeds in is. Ek wil jou groet met die seënwoorde en sê genade en vrede vir jou van God ons Vader, van ons Here Jesus Christus, en dit kom na jou toe deur die krag en die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons word 'n oomblik stil en dan bid ons saam. Here ons God, dankie dat ons weer die geleentheid het om so by mekaar te kan wees. Dankie dat ons kan getuig dat U ons reeds vandag deur 2 maande van 'n nuwe jaar gedra het. Here, dat dinge nog steeds onseker en onstuimig voel, maar dat ons diep bewus mag bly van wie U is, van U getrouheid en U nabyheid, ook te midde van alles wat vir ons onseker is. Amen. Ons dink vandag bietjie na oor die tema van Markus 8, en dit is om te vra, wat beteken dit om nie maar net 'n leunstoel aanhanger van Christus te wees nie, maar regtig 'n ware disipel. En ek wil jou uitnooi om saam met my te lees uit Markus 8 vanaf vers 27. Daarna het Jesus en sy disipels na die dorpies naby Caesarea Philippi gegaan. Langs die pad het hy vir die disipels gevra, wie sê die mense is ek? Hulle antwoord hom, Johannes die Doper, party sê weer Elia, en party een van die profete. Maar julle, vra hy hulle, wie sê julle is ek? Petrus antwoord hom, U is die Christus. En toe belet hy hulle om dit vir iemand anders te vertel. Jesus het hulle toe begin leer dat die Seun van die mens baie moet ly, dat hy deur die familiehoofde en die priesterhoofde en die skrifgeleerdes verwerp moet word en doodgemaak moet word en 3 dae later moet opstaan. Hy het met hulle hieroor reguit gepraat. Toe het Petrus hom op sy geneem en hom begin berispe. Hy, wat Jesus is, het egter omgedraai, na sy disippels gekyk en vir Petrus berispe. Moenie in my pad staan nie, Satan, het hy gesê, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat mense wil hê. Jesus het toe die menigte mense saam met sy disippels nader geroep en vir hulle gesê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal dit behou. Wat help dit 'n mens tog om die hele wêreld as wins te verkry en sy lewe te verloor? Wat sal 'n mens kan gee in ruil vir sy lewe? Wie hom dan vir my en my woorde skaam te midde van hierdie ontroue en sondige geslag, vir hom sal die Seun van die mens hom ook skaam, wanneer hy kom saam met die heilige engele en beklee is met dieselfde heerlikheid as sy Vader. Ons lees tot sover. Aanvanklik kry ons hier 'n privaat gesprek. Jesus en sy disippels is aan die reis en hulle is in die area naby Caesarea Philippi. En dis 'n plek wat baie bekend was vir verskeie redes. Voorheen, hele ruk voordat hulle dan nou hier aankom, was dit onder andere 'n aanbiddingsplek vir Baal gewees. Later is dit gesien as die geboorteplek van die Griekse god van die natuur, genaamd Pan. En teen 'n heuwel was daar 'n tempel ter ere van Caesar, die Romeinse keiser, wat volgens oortuiging dan die wêreld regeer het, en wat ook as 'n godheid aanbid is. En dan is dit juis in hierdie omgewing waar daar soveel herinneringe is aan gode en aanbidding oor die eeue heen, waar Jesus besluit om baie reguit met sy disippels te praat. Want Jesus weet baie goed dat mense allerlei goed sê oor wie hy is. Maar as hulle wat sy disippels is regtig sy volgelinge gaan wees, dan is dit nodig dat hy uit hulle monde uit moet hoor wat dit is wat hulle oor hom glo. Daar is stories dat hy Johannes die Doper is, sê hulle, ander beskou hom as Elia, en sy vreemde optrede en baie indrukwekkende toesprake laat dit vir party klink as hy 'n profeet kan wees.
En dan kom Jesus met die vraag en hy sê, maar julle, wie sê julle is ek? En soos wat ons nou vir Petrus al leer ken het, is dit hy wat braaf en met baie selfvertroue antwoord en sê, maar u is die Christus. En wanneer Petrus hierdie woorde sê, u is die Christus, dan praat hy vanuit die Joodse tradisie as Jesus wat die langverwagte Messias is, die gesalfde is, wat volgens oortuiging dan 'n nuwe wêreldorde gaan kom inlei. En in teorie was hierdie antwoord van Petrus natuurlik die regte antwoord. Jesus was en hy is nog steeds die Christus, op wie daar in die Joodse tradisie vir eeue lank gehoop is. En die Jode, moet ons onthou, was op daai stadium 'n volk wat eintlik tot op daardie punt nog bitter min vryheid of uitkoms in hulle lewe geken het. Hulle is eers oorheers deur die Assiriërs, daarvan lees ons in die Ou Testament, wat 10 van die 12 stamme vernietig het. Daarna is hulle onder die seggenskap gewees van die baie wrede Babyloniërs, wat hulle in ballingskap geneem het, weggevoer het, verwoesting gesaai het, al hulle aanbiddingsruimtes vernietig het. En toe kom die Perse, onder wie se gesag hulle volgende moes staan. Daarna was dit die Grieke, en uiteindelik ook die Romeine. En onder min van hierdie heersers en politieke bestelle, kon die Jode ooit regtig veilig en openlik hulle godsdienst en hulle tradisies beoefen. Die hoop en die belofte wat die seun van die mens, die Messias dus, as 'n uitkoms moes bied, was groot gewees. En hulle het aanhou hoop en verwag dat hierdie uitkoms wat gebied gaan word, indrukwekkend sal wees, dit dramaties sal wees, dit sal gebeur met baie krag en mag, deur 'n Messias, 'n Christus, wat dan uit die nageslag van die groot koning van Dawid sou kom. Die een wat weer orde gaan herstel en van hulle 'n vooraanstaande nasie gaan maak. En Jesus natuurlik is 'n Jood en weet baie goed dat hierdie die verwagting is. En juist daarom vra hy vir die disippels die vraag oor wie hulle dink hy is. Petrus gebruik die regte woorde, hy doen die korrekte belydenis, hy gee die antwoord wat hy moet, maar wat dit in praktiese terme beteken, gaan teen die grein van dit waarop Petrus hoop en droom. En dit sien ons dan in die volgende toneel, waar Jesus nadat hy gehoor het dat die disippels hom wel as die Christus erken, 'n in diepte teaching moment begin oor wat dit regtig in realiteit gaan beteken. En hy maak dit duidelik dat dit nie groot partytjies gaan wees, of duisende aanhangers, of 'n trompetgeskal, of smoke machines nie, maar wel lyding en verwerping en die dood. En nie omdat God op een of ander manier dit voorskriftelik so beplan het, dat Jesus nou maar eenvoudig met 'n eenvoudige formulietjie moet doodgaan as 'n misdadiger om weer te kan opstaan nie, maar eerder omdat Jesus se bediening en sy optrede en die manier waarop hy Christus is, so radikaal anders gaan wees. In Jesus se bediening gaan hy te veel gemoeid wees met die randfigure en die sondaars en die has-beens en die want-nots. Hy gaan te veel praat van goed prys gee en om te leef vir ander en om te gee vir die geringstes en jou hande vuil maak. Hy gaan dit so gereeld en aanhoudend doen, sê Jesus, dat die familiehoofde en die priesterhoofde en die skrifgeleerders, daardie persone wat die gesag en die leierskap het onder die Joodse volk, nie hierdie tipe Christus wees gaan kan aanvaar nie. Want dit is te anders, dit is te vreemd, dit is te vernederend, dit is te belaglik. Hulle gaan dink dat dit 'n bespotting maak van hulle blinkgepoetste hoop en hulle statusverwagtinge. En nadat Petrus nou hierdie kant van die muntstuk hoor uit Jesus se mond, is dit vir hom net te veel om aan te hoor. En mens kan jou voorstel dat Petrus by homself dink, maar het Jesus dan nie gehoor wat Petrus is dan nou net voor dit bely het oor wie hy is nie? Ken Jesus nie sy eie tradisie nie? Weet hy dan nie dat hy die Christus is, of die Messias, of die gesalfde koning nie? Het Jesus dan nou heeltemal vergeet waar hy vandaan kom, en wat hy self as 'n Jood geleer het toe hy groot geword het? En Petrus, wat nie kan stil bly nie, voel hy moet vir Jesus dan hieroor aanspreek. Mens kan die toneel sien, hy hou sy meer daarom so bietjie in toom, neem vir Jesus op sy en berisp hom daar,
Maar dan sien ons dat Jesus, hierdie Christus, hom nie laat voorskryf nie. En hy maak van hierdie privaat eenkant uittrap sessie van Petrus 'n leergeleentheid. Hy maak 'n baie skerp uitlating en hy sê, moenie in my pad staan nie, Satan, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat die mense wil hê. Jesus sien presies raak waarom dit eintlik hier vir Petrus gaan. Petrus is bang oor wat die mense gaan dink wanneer die wonderwerke en die toesprake verby is, wanneer groot groepe bekeerlinge skielik moet besef dat hulle hoop op iets wat nie in 'n magtige, glorieryke oorwinnaarsstryd gaan eindig nie, maar eerder aan 'n kruis tussen misdadigers. Maar dalk meer spesifiek is dit Petrus se eie beeld wat hier op die spel is. Hy is te beïndruk met die titel van Jesus, maar te min bekend met wat die implikasies daarvan gewees. Petrus wil selfvoldane uitsprake kan maak oor 'n lewe vol vervulde beloftes en emmers vol van God se seën, maar sien nie kans vir die pad wat dit gaan verg om daar uit te kom nie. Om 'n aanhanger van Jesus te wees is nie noodwendig dieselfde as om 'n disipel te wees nie. Jesus soek nie Facebook fans of Instagram followers nie. Jesus jaag nie die likes en die shares van sosiale media na nie. Jesus soek ware disippels wat nie terugdeins van sy bediening nie. Volgelinge wat aanvaar dat 'n lewe in Jesus se voetspore 'n doelbewuste keuse is om te doen wat gedoen moet word, sodat 'n lewe van sin en betekenis en heelheid regtig vir alle mense 'n realiteit kan wees. God se liefde wat grensloos verkondig word, 'n bereidheid om te doen wat gedoen moet word om dit dan ook sigbaar te maak. En dit is nie 'n glamorous of 'n Instagram lewe nie. Dit vra opofferings en dan gedurig ook herinnering aan jouself dat jy nie net vir jouself of jou eie kringe lewe nie. Daarom dan dat Jesus se woorde aan die menigte mense en die disippels in die laaste deel van hierdie verhaal as volg is. As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor, maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal dit behou. Ware disippelskap, sê Jesus hier, is all or nothing. Volgelinge van Jesus se lewe beteken opoffering en doelbewuste keuses teen dit wat die wêreld as suksesvol en aanvaarbaar en gewild beskou toe, maar ook nou. Omdat dit wat jou in die wêreld suksesvol en aanvaarbaar en gewild maak, gewoonlik eintlik maar vra dat jy sekere mense moet ignoreer of moet afskryf, dat jy net aan jouself en jou mense moet dink, of dat jy net jou eie ideale en doelwitte moet nastreef. Terwyl Jesus volgelinge deel is van 'n baie groter storie. 'n Storie waar dit gaan oor die nuwe koninkryk van God, eerder as die individualistiese, selfsugtige koninkrykies van die wêreld. Jesus herinner dan ook hier en die menigte en sy disippels dat so 'n lewe van kruis opneem en jouself opoffer wel beloon word. Want deur dit te doen, kry jy 'n kosbare ervaring van die lewe in die teenwoordigheid van God, wat jy op geen ander manier sou gehad het nie. 'n Diepte ervaring van die lewe, waar 'n mens nie meer tevrede is met oppervlakkigheid of selfs met goedvoel oomblikke of menslike vorm van erkenning nie, maar eerder die wete dat jy deel is van God se plan vir die wêreld, wat die potensiaal het om uit te kring in al daai ruimtes waarin jy in kontak is met ander mense. Dat mense se lewens letterlik kan verander. En dit kan 'n mens bevry van jou eie angstigheid en jou onvergenoegdheid, om te weet jy's reeds genoeg in God se oë deur die kruis van Jesus. Jy verdien nie meer jou goedkeuring of jou aanvaarding nie. Jy leef dit wat reeds waar is oor jou, sodat ander ook daardie bevryding en hoop kan ontvang. As ons eerlik met mekaar is, dan moet ons bely dat baie van die Christendom wat ons sien in die wêreld, die tipe Christendom is wat eintlik niks van ons as mense vra nie. Dis 'n tipe goed voel Christendom.
Dit is mooi verpak met allerhande inspirerende aanhalings en blink ligte, indrukwekkende YouTube-kanale en massiewe konferensies en groot auditoriums en massiewe bands wat professioneel musiek kan maak, waar 'n mens emosionele highs kan beleef, maar waar daar dan dikwels baie min ruimte is vir eerlik wees oor jou broosheid, oor dit waarmee jy struggle, oor dit wat vir jou moeilik is. Of dan geleenthede om te dien, daar waar die kameras en die video-opnames nie plaasvind nie. In ons eie tradisie is ons so dikwels gemaklik om net te kan sê ons het 'n lidmaatskap by 'n kerk. Ons was iewers langs die pad dalk gedoop en het 'n belydenis van geloof afgelê. Ons kyk of luister daarom elke nou en dan na die preke wat op hierdie WhatsApp groep gestuur word. Ons stof elke dan en wan die Bybel af, lees 'n versie of 2. En sal elke Facebook geleentheid ondersteun waar ons kan copy and paste of 'n meme kan deel wat sê ek glo in Jesus. Maar wat vra so 'n aanhanger geloof dan nou eintlik van ons? Hoeveel veranderinge maak ons regtig in ons dag tot dag lewe? Wat is my eerste gedagte as ek die bedelaar by die verkeerslig sien of die hawelose wat buite die winkel op die stoep slaap? Hoe betrokke is ek met my tyd en ook met my geld by barmhartigheid en noodverligting wat in ons land so oorweldigend is? Hoe praat ek met my kinders oor moeilike situasies by die skool of oor daardie maats wat dalk gespot word of alleen is? Hoe hanteer ek my werkskollegas, veral hulle wat my grensloos irriteer? Waaroor praat ek as ek by my familie en vriende is en hoe praat ek? Vertel ek stories van hoop of sug ek saam oor die hulle wat die land so opvoeter en hoe dat ons nou maar net planne moet maak om seker te maak ons mense is okay. Dis vandag die tweede Sondag van lydenstyd. Daardie 40 dae op pad na Paasnaweek en ek dink lydenstyd gee vir ons die geleentheid om weer die kruis en die opneem van die kruis in die oë te kyk. Daarmee saam ook ons eie onwilligheid om onsself te verloon, om ons eie kruise op te neem en regtig vir Jesus te volg, ook maar in die oë te kyk. Ek wil jou uitnooi om vandag dalk so 5 of 10 minute te neem en vir 'n oomblik te gaan dink oor jou eie Christendom. Of jy reken jy is dalk op hierdie stadium 'n leunstoel aanhanger van Jesus en of jy dink dat jy regtig in disippelskap leef en dit dan ook voor die Here te bring. Te bely teenoor die Here dat dit vir ons almal makliker is om 'n aanhanger te wees eerder as 'n disipel en dan ook die Here se vergifnis daarvoor te vra en dit te ontvang. Mag jy beleef dat die Here jou sal leer, sal wys wat dit in jou lewe beteken om jou lewe op te offer ter wille van ander. Om op so 'n manier deel te wees van God se reddingsplan vir die wêreld, om jou kruis op te neem en om te volg, nie omdat dit jou gewild gaan maak nie, allermins, of omdat jy dink dis die regte ding om te doen nie, maar omdat dit bou aan liefde en hoop en genade in 'n stikkende wêreld en 'n stikkende land wat Christus nodig het. Amen. Kom ons bid dan ook saam. Here ons God, dankie dat U ons oor en oor uitnooi om onsself te verloon, ons kruise op te neem en U te volg. Dankie dat dit nie eenmalige uitnodigings is wat U rig nie, dat U verstaan dat ons gemakskreature is, vir wie dit makliker is om maar net aanhangers te wees van die aangename en die lekker dele van geloof. Here, mag ons in hierdie lydenstyd, in die besonder in die week wat voorlê, dan ook die tyd maak om by U stil te word, om regtig na ons eie lewens ook te kyk, onsself af te vra of ons gemaklik geword het, en dan ook dit voor U te bring en te vra dat U vir ons sal wys, waar is daardie areas wat ons dalk meer bewustelik kan leef as U disippels. Here, ons bid vir ons land, vir die reuse onsekerhede, vir
die ongelooflike uitdagings wat voel soos branders wat net aanhou breek, Here. Ons bid vir elkeen wat in leierskapsposisies is, wat besluite moet maak, wat wanbestuur aan die lig moet bring, Here. Wys ook vir ons waar ons as 'n geloofsgemeenskap en as gelowiges op konstruktiewe maniere betrokke kan wees by die opbou van ons land, Here. Waar ons kan deel wees van oplossings, waar ons kan getuig dat deur U en deur U Gees se leiding ons ook heelheid kan nastreef. Tussen mense, Here, maar ook in stikkende gemeenskappe en onder mekaar. Here, dankie dat ons met U so kan praat, kan weet dat U luister en dat U teenwoordig is. Amen. Ontvang die seën van die Here vir die week wat voorlê. Genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees sal met jou wees. Amen. Die Here seën jou en bewaar jou. Hy sal jou beskerm, tot jou redding verskyn. Sy genade en sy vrede sal altyd by jou